Môre sê Radio Fynbos luisteraars, die 22ste November trek ons al by, en dit sê vir ons, ken God die Vader en Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. Glo ten volle in God, moenie op jou eie insig staat maak nie. Jou insig sal dalk vir jou sê, jy is op 'n plek wat hopeloos is. Dit is jou insig, dit is nie God se nie. En dank die Here dat ons bestaan uit gees, siel en liggaam, dat daar 'n plek is waar ons in gees kan ingaan, waar ons meer as oorwinnaars is. God is groter as jou insig, maar jy het jou insig ontwikkel in dit wat jy in glo. Dan kom hy en hy sê, in Spreuke 3 vers 6, ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit is hoe ons bid vir mense vir genesing, dat hulle die genesing eers in die bonatuurlike ontvang. En ek sê nie daarmee, ek sê nie jy's nie siek nie, maar ek sê vir jou in jou geesmens kan jy nie siek wees nie. Daar is jy volkome wedergeboorte. Dis die plek van volkomendheid. Dat jy jouself kan vra, hoekom is ek nou siek? Want my stryd is nie teen vlees en bloed nie. So, hoe moet ek maak as ek siek raak? Moet ek die stryd veg op my eie? Of kan ek na Jesus toe ook gaan, deur sy wonde wat vir my genesing gebring het? Kan ek so seker maak, dat ek dit nie net probeer het nie, maar dat dit my eerste keuse is, om te glo, hy genees my. En ja, dit is nie 'n sonde enigsins om medikasie te gebruik nie, maar dat ek baie meer aandag daaraan sal gee, in wat in my gees aangaan, as net dit wat in my liggaam aangaan. Meer aandag gee in my siel, en dit wat die siekte met my doen, want wie sal deur my siel kan beweeg, behalwe die Heilige Gees, om my daar te kan help. Maak regtig seker, na alles, dat jy by communion gaan stilstaan, dat jy communion nie die laaste gebruik nie, maar dat dit die eerste sal wees. Leer om die lewe te kies, en leer dan om daaruit te leef. In ander woorde, ek neem vanoggend die bloed van Jesus Christus, en ek bid vanoggend, Here, maak my paaie gelyk, en vanoggend besef ek, dit is nie die paaie wat ek in die Weskaap oor dale ry, en af en op nie, maar dis paaie van gedagtes in my hart, in my gedagtes, wat al mekaar net een rigting gaan, en as daar die paaie van my so scramble is, dat ek vanoggend kan vra en kan sê, Here, help my, ek bid soos wat Dawid gebid het, ondersoek my, deursoek my, kyk of daar pad op smarte is, en lei my op die beproefde pad, dat ek vanoggend sal kom by daai plek, om nie te hink op twee gedagtes die heeltyd nie, maar te weet, in my gees, die Here maak my gesond, hy is my geneesheer, en dit spreek, te bly glo, nie net asof dit een of ander magic wand is nie, maar omdat dit Jesus se woorde is, daar staan geskrywe, as ek vergewe, sal hy my vergewe, daar staan geskrywe, deur sy wonde, het daar vir my genesing gekom. Spreek hy wonde aan, spreek dit aan in Jesus se naam, en sien hoe Heilige Gees binnekant in jou is, en hoe hy jou help om gesond te word. Al voel jy nog nie gesond nie, hierdie is nie positive thinking nie, maar begin lewe spreek, begin genesing spreek, totdat dit so deel raak van jou, dat dit naderhand vir jou 'n leefwyse raak, om eerder die mooi te soek as die lelik. Amen.